As ons, as julle reg onthou, of sal onthou, dan het ons soos met hierdie reeks begin het, oor die verskil tussen die smal pad en die breë pad. Ek dink dis vanaand die 4de keer dat ons daaroor praat. Dan onthou julle een van die skrifte wat ons gelees het, ons het begin met 3 skrifte, was Matteus 7. En ek wil hê ons moet gou soontoe blaai. Want ons het nou gesien, kom ek sê net gou vir julle, terwyl julle soontoe blaai, dat daar is 'n smal pad wat ons kan loop, nadat ons deur die smal poort gegaan het. En dit is wat die Here wil hê ons moet doen. En dit lei tot 'n plek, na 'n plek. Net so as ek en jy deur die breë poort gaan, wat die Here nie wil hê ons moet gaan nie. Nou moet jy mooi onthou, almal wat deur die poort gaan, is kinders van die Here. So hierdie woord is vir alle gelowiges, dit het niks met ongelowiges te doen nie. So daar is gelowiges wat deur die breë poort gaan, en die Here sê, ek wil nie jy moet deur die breë poort gaan nie. En hulle loop op die breë pad, en daarmee sê hy wil nie hê ons moet op die breë pad loop nie, en nou gaan ons sien vanaand, wat is die gevolge, as ons op die breë pad loop. Maar hy sê vir ons, gaan deur die noupoort, en loop op die smal pad, en dan gaan ons volgende week kyk na wat is die uiteinde daarvan. En die van julle wat nou nie verlede week hier was nie, ons het verlede week gekyk na riglyne wat die woord vir ons gee, wat ons smal pad afbaken. So as ons volgens hierdie riglyne leef, dan stap ons op die smal pad. Anders so nie, gaan ons van hierdie smal pad af waar die woord ons lig is, en doen ons soos so baie Christene doen, ons is besig om te compromise. Ons lewe nie volgens die streng riglyne van die woord, en dit mense, dis nie vir ons 'n straf nie. Want wanneer jy onder leiding van die Heilige Gees leef, wat ons almal se begeerte en doelwit moet wees, en motivering moet wees, dan is dit vir my 'n vreugde om volgens hierdie riglyne van die woord te leef. En is dit vir my, dit is eintlik vir my 'n doelwit om dit te doen. Goed, so kom ons blaai nou na Matteus 7 toe, dan lees ons net gou weer hierdie stukkie, net om ons gedagtes te verfris. Vers 13 van Matteus 7, gaan deur die noupoort, en dit is 'n opdrag. Die poort wat na die verderf lei, is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, die uiteinde van hierdie poort, is nou, dis die noupoort, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry is min. So wat sê hy hierso vir ons? Onthou julle dat ek ook vir julle gesê het van Esegiel 34 vers 17, wat die Here lang terug vir my gegee het, wat ek nooit verstaan het nie, dat die Here gaan skeiding maak tussen skaap en skaap. Vers 17 van Esegiel 34. Nie net tussen bok en skaap nie, onthou die bokke spreek van die ongelowiges. En ons weet, hulle gaan geoordeel word en hulle gaan hel toe. Die skape gaan hemel toe. Goed, met die finale oordeel wanneer Jesus weer kom. Maar nou kom sê hy vir ons hier in Esegiel 34, hy gaan ook skeiding maak tussen skaap en skaap, en in vers 20 sê hy, tussen die maarskape en die vetskape. En weet julle wanneer is 'n skaap vet? Wanneer hy baie kos eet. En dis wanneer ek en jy kwalifiseer om 'n vetskaap te wees, wanneer ons baie geestelike kos eet, baie woord inneem, dan raak ons soos vetskape. En 'n vetskaap is 'n gesonde skaap. Hy lyk mooi, en hy is almal moet hom te doen hê, wil hom hê. Maar 'n maarskaap is 'n siek skaap. Hy is moeilik om te loop, en hy kry allerlei kwale, en hy het bosluise, en hy het allerlei siektes en goedes. So 'n maarskaap, ook vir ons om maarskape te wees geestelik, beteken dat dit gaan nie eintlik goed met ons nie. Right. Nog 'n voorbeeld, en ek wonder of dit nie dalk die onderskeid hier is nie, want onthou soos ons nou gelees het, die wat deur die noupoort op die smal pad loop, is min. Die wat deur die breë poort gaan en op die breë pad loop, is baie. Okay? Julle ken almal die verhaal
van toe Moses opdrag gekry het om van die 12 spanne, as die 12 stamme van Israel, voordat hulle in Kanaan gegaan het, Numeri 13 en Numeri 14 sê vir ons daai hele stuk. Toe sê God vir Moses, kies een verteenwoordiger uit elke stam uit, en laat hulle gaan kyk hoe lyk dit in Kanaan. Dis net toe hulle voor die Jordaan staan om nou oor te gaan in Kanaan. Laat hulle gaan kyk hoe lyk dit in Kanaan. Toe gaan hierdie 12 manne, 12 manne, net 2 kom terug, met 'n goeie nuus, en 'n goeie opinie van Kanaan. Hulle sê, die Here het gesê ons moet soontoe gaan, en ons moet soontoe gaan. 10, baie van die 12, kom terug en sê, ook al het die Here gesê ons moet in Kanaan gaan bly, jong, daai reuse is groot, en jong, daai stede is versterkte stede. Ons kan nie daar gaan bly nie. Ook al het God so gesê. Baie sê, loop op die breedpad en sê, weet jy, ook al is dit wat in die woord staan, dit werk nou maar nie so in die praktyk nie. Okay, of ek voel nie om so te doen nie, of dis nie my opinie of my mening, dat dit die regte manier is van doen nie. Okay, so ek wonder maar net of hierdie 12, van die 10 en die 2 nie 'n weerspieëling is van die baie en die min wat op die breë en die smalpad loop nie. Goed, so die vetskape is in hierdie Josua en Caleb het op die ou end in Kanaan ingegaan, en hulle het geglo wat God gesê het. Hulle die sê net maar soos in hierdie verband wat ons praat, hulle die woord geglo en hulle het ook opgetree volgens die woord. Goed, kom as jy nou gaan terugkyk op jou aantekeninge. As ons die breë pad gevolg het, met ander woorde, ons het nie altyd volgens die woord geleef nie. Ons het nie volgens die waarheid geleef nie. Mense, wat staan in Johannes 17 vers 17? Wat is die waarheid? Die woord is die waarheid. Dis byvoorbeeld wanneer ons nou sal sê, jy weet, die woord sê nou, dat wanneer jy in 'n buiteegtelike verhouding is, en jy is nou nie meer lief vir jou vrou nie, jy weet, sy doen nou al hierdie verkeerde goedes, dan is dit maar okay, as jy dan nou so 'n bietjie die groen gras gaan betree, en 'n bietjie daarom die lewe moet geniet, jy weet, hoekom moet jy nou jou lewe opmors met 'n vrou wat nou so aaklig is? Jy weet, wat is nou verkeerd daarmee? Leef nie volgens die waarheid nie. Of wanneer iemand homoseksueel is, of hy dink hy's homoseksueel, dan, jy weet, dis hoe die Here ons gemaak het. Maak nie saak of daar hoeveel skrifte is, jy kom met allerlei redenasies, om die waarheid te omsingel, en in Romeine 1, waar hy praat juis van homoseksueles, ek wil nou nie daarop hamer nie, dis net 'n goeie voorbeeld, dan sê hulle duidelik daar in vers 24 van Romeine 1, dan sê hulle, hierdie mense het die waarheid verruil vir die leuen. Jy sien, dis presies wat gebeur daar. En ons, in ons eie lewe, mense, kyk na jouself, en ons sê hier om van enige iemand te veroordeel nie. Kyk na jouself, hoeveel woord beginsels is daar, wat ons kom met renasies, jy weet, dit geld nie meer vir vandag nie. Die tye het verander. Weet julle wat, Jesus is Jahweh, hy is die ek is God. Hierdie woord verander nie. Wie verander? Mense verander. En mense se opinies verander. En hulle wil nie gehoorsaam wees nie. Goed, so op die breë pad is die mense wat nie volgens die woord leef nie, nie volgens die waarheid nie, nie volgens sy wil nie, en ook nie luister altyd na die stem van die Heilige Gees op die stem van Jesus as hulle herder nie. Okay, wat is die gevolge daarvan? Die verderf, het ons nou gesien. Nou wat beteken hierdie verderf? Dis die Engelse woordjie destruction. Dit beteken nie die hel nie. Dit beteken volgens die Vine sê dit mooi, dit beteken to ruin or loss of well-being. Dit beteken dat jy verwoes jou lewe hier op aarde. Mense, dit is so dat daar wel 'n ewige verderf is, waarheen al die goddelose mense gaan, wat nooit in Jesus Christus geglo het nie, en hulle is daar volgens Lukas 16, as jy daar gaan lees, dan gaan jy sien daar, hulle is die mense wat, onthou julle die ryk man daar, so wat saam met Lazarus was, en nie saam met hom nie, maar hy het vir Lazarus gesien, en hy het in die vuur gepynig.
En ek het vanoggend ook vir die mense gesê, onthou net as jy 'n ongelowige is en jy sterf, beteken dit nie jy kom in die hel en jy brand 'n tydjie en as dit verby nie. Dis 'n ewige hel. Dis 'n ewige brand in die vuur. OK? Net soos wat as jy 'n gelowige is en jy gaan bly by die Here, is dit 'n ewige lewe vir altyd en vir altyd by hom. Nadat jy fisies gesterf het, sterf jy nie weer nie. Dan is dit 'n ewige lewe by God of 'n ewige lewe saam met die duiwel in die vuur. Dit is nou maar soos dit werk. Maar hierdie verderf beteken nie hel toe nie. Dit beteken jy verwoes jou lewe, dit wat jy die goeie lewe wat God vir jou bedoel het, die Kanaan lewe, die koninkrykslewe, die lewe in oorvloed wat God vir my en vir jou beplan en bedoel het, dit mis jy uit. Dit kom nie in vervulling in jou lewe nie. Nou die Griekse woordjie vir destruction is apolumi. Nou as jy gaan kyk in Lukas 5 vers 37, ek het hom daar gegee as 'n voorbeeld. Lukas 5 vers 37 gaan oor die ou wyn en die nuwe wyn. En dan sê hy hierso dat as jy wyn in sakke gooi wat daarmee heen is, wat swak sakke is, dan word daai wyn vermors. En dis dieselfde woord wat hier gebruik word. Dit beteken to perish, hy gebruik al nie, beteken nie, die Engelse woord is to perish. Dit gaan verlore. So dis wat hier beteken. Dis nie, die wyn gaan nie dood nie, ek probeer net daai idee vir jou gee. Dis 'n vermorsing van. En net soos hierdie verderf, destruction wat hiervan gepraat word, is 'n vermorsing van jou lewe. OK? Die ander voorbeeld, wat ook die woordjie perish gebruik, wat ook op apolumi is in Johannes 3 vers 16. Mense, en almal gebruik daai vers, en julle ken almal daai vers, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ons nie verlore sal gaan nie. Daai verlore gaan nie, is apolumi. Not to perish. Met ander woorde, dat ons nie, kom ons noem dit, hel hier op aarde sal hê nie. Dit het niks te maak met hemel toe gaan nie. Hierdie verlore gaan nie. Het julle dit geweet? Ek het dit nie geweet nie. Dis waarvoor die lewe is, hierdie vers is. Hierdie vers sê met ander woorde, Jesus het gesterf, sodat ons 'n lewe in oorvloed, 'n koninkrykslewe hier op aarde moet hê. Dis wat hy bedoel met ewige lewe, né? Dat ons die ewige lewe sal hê. Want wat is die ewige lewe? Dat ons vir Jesus Christus sal ken en vir God die Vader, Johannes 17 vers 3. Dis wat God wil hê. As ons dit nie doen nie, dan het ons nie hierdie ewige lewe nie. Goed, so hierdie destruction of hierdie verderf wat ek en jy beleef, is met ander woorde, as ek en jy die breë pad loop en nie volgens die woord lewe nie. Stem julle daarmee saam? Blaai gou na Spreuke 13 toe. Spreuke 13 vers 13. Dis 'n skrifgie wat dit vir ons mooi duidelik sê. Onthou nou, wat is as breë pad loop? Jy steur jou nie aan die woord nie. Jy steur jou nie aan wat die wil van die Here is nie. Jy steur jou nie aan wat die waarheid is nie. Stem julle saam? Kyk hier wat sê vers 13 van Spreuke 13. Wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra. Kan julle dadelik sien dat die Here het niks hiermee te maak nie? Die Here het vir ons sy woord gegee. En hy het gesê, ek wil hê, jy moet op die smal pad loop. En hy het die smal pad vir ons afgebaken met woordbeginsels. Maar as ek nou besluit, ek steur my nie hier aan nie, ek lewe soos ek lus het, en soos wat ek gemaklik voel, en soos wat ek in hierdie boek gelees het, en soos wat ek by daai ou gehoor het, en ek steur my nie aan wat die Bybel sê nie, dan gaan ek die gevolge daarvan dra. Wat sê ons gewoonlik? Hoekom doen die Here dit? Ek wil weer vir jou sê, die Here het niks daarmee te maak nie. Goed. Hierdie woordjie verderf, dieselfde woordjie hier is, wat ook vir dood bedoel word, in sekere gevalle. Soos byvoorbeeld in Lukas 15, vers 24, waar gepraat word van die verlore seun.
As ons lees hier in vers 24 van Lukas 15, julle ken almal die verhaal van die verlore seun, dan staan daar die pa sê, hierdie seun van my was dood. Was hy fisies dood? Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Selfde begrip hierso. So hierdie woordjie verderf het niks met dood te doen nie. Verstaan julle dit baie mooi, want dis die boodskap van vanaand. Mense, dat ons nie op die breë pad moet loop nie, sodat ons lewens hier op aarde, kom ek noem dit, gemors word nie. Dat ons nie ons lewens hier verwoes nie. Kom ons bly gou na Spreuke 14 toe, vers 12. Spreuke 14 vers 12 sê, daar's 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Hy praat nie hier van fisiese dood nie, hy praat hier van dieselfde dood van die verlore seun. Hoekom het hierdie verlore seun 'n dood beleef? 'n verderf beleef, 'n apolomie beleef? Hy was weg van sy pa af. Hy het gekies om weg te gaan van sy pa af. En sy pa het hom laat gaan, net soos wat God vir ons nie teen ons keuses laat terughou nie. Sy pa het nie agter hom aangehardloop en gesê, nee, jy moet nie weggaan nie. Die seun het gekies om te sê, ek wil nie meer onder my pa se gesag wees nie. Ek wil nie meer in sy diens wees nie. Onder 'n slaaf van hom wees nie. Ek wil op my eie gaan bly. En hy het self weggegaan. Wat het die pa gedoen? Die pa het by die huis gebly en hy die hele tyd met sy oop arms gestaan en net gewonder, wanneer gaan my kind weer terugkom? Wanneer gaan my kind weer terugkom? Mense, dis presies wat ons hemelse pappa doen. Wanneer ons buite die waarheid van die woord leef en keuses maak en sê, ek wil my nie onderwerp aan my pappa God se gesag nie. Ek wil my nie onderwerp aan dit wat die woord sê nie. En ek gaan weg. En ek gaan doen verkeerde goed en ek land in die vagkok. Dan wag my pa dat ek moet terugkom. OK? Selfde gedagte wat ons kry by die verlore seun. Sy hele storie. Goed, so hierdie lewe van verderf, hierdie lewe van dood, weet julle nou, is nie 'n fisiese dood nie, maar dis 'n verlore lewe, dis 'n vermorste lewe, waar daar mislukkings is, waar daar seer is, waar daar hartseer is, en waar daar teleurstellings is, en ons kan ook dit noem, ek het 'n swak oes. Wanneer het ek 'n swak oes? Wanneer daar swak saad gesaai word, of die bose kom om die saad op te eet, dan is daar glad nie 'n oes nie. Goed, weer terug op jou aantekeninge. Dis wanneer ek die swaar tye beleef, waarvan 2 Timoteus 3 praat. Onthou julle, dit was die ander skrif waar oor ons nou al 'n geruime tyd praat. As jy soontoe sal blaai, 2 Timoteus 3 vers 1 sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En weer eens wil ek vir jou sê, hy praat met gelowiges. Hy sê, hierdie mense sal selfsugtig wees, geldgierig, ensovoorts. Goed, ons gaan net maar weer by dit uitkom. Ek skryf daar op die aantekeninge, dis wanneer dit sleg gaan met my. Die engel so terloops van hierdie swaar tye, ek dink is in die Amplified, hy praat van perilous times, hy praat van times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. Mense, dis wanneer dit sleg gaan met my. En wat is die eerste ding wat mense gewoonlik doen as dit sleg gaan met hulle? Dan sê hulle, waar is die Here? Hoekom help hy nie vir my nie? Wat maak die Here? Hy staan soos die pa. En hy wag dat jy moet terugkom. Dat jy moet weer kom onderwerp aan sy woord en aan sy gesag. Dis wat hy doen. Wat het gebeur in die tuin van Eden? Wat het Adam en Eva gedoen toe die slang kom en vir hom en dit wat God vir hulle gesê het, basies
Kom ons vergelyk dit met die woord, want wat die God vir ons sê hy vir ons in sy woord, onder andere, né? Behalwe dat die Heilige Gees ook met ons praat. Maar nou kom daar ons eie gedagtes, of Satan kom plant gedagtes in ons, of mense wat 'n slegte geselskap is, wat nie die woordbeginsels ken nie, hulle kom met twyfel in die waarheid van die woord, en dan begin ons nou wonder, moet ek nou glo wat in hierdie Bybel staan, presies wat Adam en Eva gedoen het, of eintlik Eva gedoen het, toe Satan gekom het, want wat het sy gesê, wat het Satan vir haar gesê, het God regtig vir jou gesê, jy mag nie van die boom in die middel van die tuin eet nie, en alles wat God gesê het hy verdraai. Alles, hy vat net die waarheid en dan maak hy hom net so 'n bietjie pervers. En toe hulle sondig, wat maak hulle toe? Toe gaan kruip hulle weg. Né? Hulle gaan kruip weg. En Jesus kom maar weer. Want dit was sy afspraak met hulle. Hy het met hulle kom gekuier in die tuin van Eden. En wat vra hy vir hulle? Waar is julle? En dis wat ons altyd sê, ons gaan weg. Net soos Adam en Eva gaan wegkruip het. Maar dan vra ons, waar is die Here? En die Here vra, maar waar is jy? Jy's nie binne my wil nie. Jy's nie op die smalpad nie. Ons moet net weet, die Here gaan nooit van ons af weg nie. Hy's met ons tot aan die volëinding van dae. Hy's in ons en met ons en om ons en in ons, in die vorm van die Heilige Gees. Goed, en wat is die doel van die Heilige Gees? Onder andere, Johannes 14 vers 26, hy leer en herinner ons elke oomblik van die dag aan dit wat die woord is. So die oomblik wanneer jy uit die smal pad uittrap, onthou julle hoe ons verlede week gekyk het na al die klomp praktiese voorbeelde, dan kom sê die Heilige Gees, nee, daar's die pad, hier is die lig van my woord. Daar is waar jy moet loop. Ok, kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde wat die Bybel vir ons praat van hierdie verderflewe, of dan nou nie 'n koninkrykslewe nie, of nie 'n lewe in oorvloed nie. Kom ons blaai na 1 Korintiërs 6 toe. 1 Korintiërs 6, vers 8 tot 10. Vers 8 tot 10. Ek gaan sommer, ok, ek wil vers 8 ook lees. Vers 8 sê, in plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander tekort, en dit doen julle aan medegelowiges. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, in die Engels praat hier van wat unrighteous is en wrongdoers, dat hulle geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Dit beteken nie in die koninkryk van God kan wees nie. Om in die koninkryk van God in te kom, is wanneer jy 'n kind van die Here word. Johannes 3 vers 3 en vers 5 sê dit vir ons baie mooi, wanneer jy uit water en in gees gebore word, met ander woorde wedergebore word, stap jy binne in die koninkryk in. Maar ek en jy kan in die koninkryk instap, ons is glo in Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker, ons sondes is skoon gewas, ons gaan hemel toe, maar ons het nie 'n koninkrykslewe nie. We don't walk in royalty as koningskinders. En dis wat hy hierso bedoel. Hy sê, julle sal, wanneer julle onreg doen, gaan julle geen deel kry aan die koninkryk van God nie. Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes, so dis een van hulle. Iemand wat onsedelik is, het nie 'n koninkrykslewe nie. Of 'n afgodsdienaar, onthou ons het verlede week gekyk, wat is ons grootste afgod? Die eie ek. Die I, me and myself, die onheilige drie-eenheid. 'n Egbreker. Mense wat homoseksualiteit beoefen. Weereens, mense wat homoseksualiteit beoefen, hulle wil te kenne gee, hulle is so verskriklik gelukkig. Hulle is nie. Hoekom nie? Hulle het nie 'n koninkrykslewe nie, die Bybel sê dit. Goed, 'n dief, 'n geldgierige, 'n dronkaard, 'n kwaadprater, 'n bedrieger, hulle sal nie deel kry aan die koninkryk van God. Jy kan julle ook sien hier, hoekom is dit nie om hierdie nie deel kry van die koninkryk van God, jy het niks te doen met hemel toe gaan nie, mense, maar dat sal niemand hemel toe gaan nie. Stem julle saam, want ons praat almal kwaad. Ons jok almal. Ook al is ons kinders van die Here. En dan van die ander goedes ook.
sal nie deel kry aan die koninkryk van God nie. So, dis wat hy hierso sê. Galasiërs 5 vers 19 en 21 gaan ek nou nie eers na toe blaai nie. Ek dink dis ken julle almal, is daai van die vrug van die gees, en julle weet dit is wat alles van die sondige natuur. Dis nie wat die Here wil hê ek en jy moet so lewe nie. Hy kom sê dit vir ons in sy woord. Onthou julle toe ons, as jy nou weer vir geblaai het aan Matteus 7, toe gaan ons sommer gou vir jou sê, vers 21, dan staan daar, nie elkeen wat roep Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Nou wie roep Here, Here? Almal wat die Here aangeneem het, hulle roep Here en Here. So met ander woorde, dit is gelowiges. So daai stuk het ons mos dit uitgeklaar. Dit beteken nie dat hulle nie kinders van die Here is nie, hulle is kinders van die Here. Maar nou sê hy, nie almal wat roep Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Selfde ding hierso. Beteken nie om 'n kind van die Here te word nie, maar dan sê hy net hy wat die wil van God doen. Wat is die wil van God? Volgens die woord beginsels leef. Dis die smalpad, as jy op die smalpad is. Ok, 1 Korintiërs 5, ek wil jy ons moet gou daarso net blaai, want ek het vorige week het ek net so vinnig hier aangeraak, en ek wil net 'n bietjie duidelikheid hieroor gee. 1 Korintiërs 5 vers 1, 'n mens hoor werklik van onsedelikheid onder julle. Sien julle, hy praat weer met gelowiges hierso? Nou gaan hy hier verder aan, en dan kom ons in vers 4. Hy sê hierso, julle daar, en ek in die gees teenwoordig, dis ou Paulus wat hier praat, saam met die krag van ons Here Jesus het vergader om hierdie man, wat nou so in onsedelikheid is, aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word die dag wanneer die Here kom. Weet julle wat sê hierdie versie vir ons? Dat wanneer jy, maak nie saak wat se sonde doen nie, vergeet nou van die Satan oogie, ek gaan nou by dit uitkom. Wanneer die Here kom, sal jou gees na hom toe gaan. Want jou gees is nuut gemaak. Ons is mos 3 lede gewees, ek hoef nou nie weer dit vir julle te sê nie. Jou gees is volmaak voor God. Want anders mense sal niemand kan hemel toe gaan nie. Alright? So jou gees gaan hemel toe. Wat bedoel hy hier met om aan Satan oor te gee? Hoe werk dit hierso? Moet ons nou enige ou wat nou hoer en remoer en wat nou bedrieg en wat nou steel en goed as nou sê, jy's oorgegee aan Satan, jy's oorgegee aan Satan. No. Daar's 'n beginsel, Matteus 18 vers 18 praat, van dat as iemand whatever so verkeerd ook doen, dan moet iemand gaan en jy moet met hom gaan praat en vir hom vriendelik vermaan om nie meer te doen wat hy doen nie. En as hy nie wil luister nie, dan vat jy nog 'n getuie saam. En as hy nie wil luister nie, dan vat jy nog iemand saam. En as hy opsetlik weier om te verander en die regte ding te doen, dan staan daar, dan moet jy hom behandel soos 'n heiden en soos 'n tollenaar. En dis presies die gedagte hierso. Om hom oor te gee aan Satan. Ek wil hê jy moet ook gou blaai na Titus 3 toe. Titus 3 vers 10 en vers 11 sê ook dit baie mooi. Hy sê met iemand wat na 2 vermaanings nog skeuring veroorsaak, nou hy gebruik nou die skeuring veroorsaak hier, maar dit is vir enige van daardie tipe goed wat hy verkeerd doen, moet jy niks te doen hê nie, omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is. Deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself. Wat so interessant is, die King James sê mooi, hierdie verkeerde pad sê hy, to wander from the right path that leads to life. Go in the path of destruction. Dis presies wat daai verkeerde pad, dis die breë pad. Ok? Hy sê omdat hy nie wil hoor as jy hom vermaan het nie. Hy bring 'n oordeel oor homself. Dis basies wat gebeur om iemand aan die Satan oor te gee. Hy bring 'n oordeel oor homself. Jy onttrek jou as het ware van hom. En de Wom, ek het ook 'n tyd terug daaroor gepraat en hy het gesê, hou ook op om vir so iemand te bid. Mense, ek wil prakties met jou wees. Gestel jy's met 'n man getroud wat 'n dronklap is.
En as hy nog gedrink het, dan is dit 'n gemors in jou huis, en hy rand jou aan, en hy wil die kinders skiet, en al sulke goeders. Wat is die regte manier volgens die woord om dit te doen? Gaan jy nou sê, man, ek vat nou my goed, en ek skei in, cheers. No, dis nie wat die Here sê nie. Nee, nou gaan jy, en jy gaan vermaan hom, en jy praat weer met hom, en jy vat nog iemand saam, en jy gaan praat met hom. As hy op die ou end besluit, man, ek is liewer vir my ou drankie, as wat ek vir jou is, ek stem nie saam nie, dan sê jy, goed, ek gaan bly nou op 'n ander plek, of vat jy jou goedjies en jy loop. Ons skei nie, want skei is nie wat die Here wil hê nie, dis nie die oplossing vir 'n probleem nie. Gaan sorteer jou lewe uit. En dan, jy gaan nie na die man toe gaan en vir hom sê, weet jy, ek het jou nou in die mag van Satan oorgegee nie. Maar wat hy bedoel hierso is, jy hou op om vir hom te bid. Want omdat jy in die huwelik is jou gebed, beskerm hom nog. En hier sê, die Satan moet nou mag oor hom kry, sodat sy sondige aard vernietig moet word. So, sy eie, ekskuus vir die woord, gemors wat hy veroorsaak, omdat hy aan drank homself te by te gee, moet vir hom so aaklig word, jy gaan nie meer skoon maak nie, en jy gaan nie meer in vrees lewe nie, en jy gaan nie meer bid vir hom om tot sy sinne te kom nie, jy sê, okay, laat hy nou maar op die harde manier leeg. Alright? Dis basies wat gebeur, want as iemand onder die mag van Satan is, wat gebeur dan? Dan gaan dit sleg met daai ouetjie. Allerhande siektes, mislukte finansies, en dis nag in sy lewe. En so ek sê, dis dan, dat hy maar op die harde manier moet leef. Is dit wat die Here wil hê? Nee. Die Here wou gehad het, daai ou moet van die begin af nie die verkeerde ding doen nie. En na die eerste vermaning moes hy geluister het, en ingestem het. Okay? Maar hy bring 'n oordeel oor homself. Soos wat ons nou daar in Titus gesien het. Kom ons lees net verder hierso. Vers 11 hier in 1 Korintiërs 5. Hy sê, wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem. Mense, ons praat hier van ongelowiges nie. Ons praat hier van gelowiges. Iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik is, of geldgierig is, of 'n afgodsdienaar is, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n bedrieger. Sien julle al die goed van 1 Korintiërs 6? Hy sê, met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Dis 'n bietjie erg, né? Hoekom sê hy dit? Sodat jy nie jou lewe beïnvloed deur sy verkeerde sienings nie. Hy sê, per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Nou hierdie woordjie oordeel beteken nie veroordeel nie, daar's 'n verskil. Veroordeel is om te sê, jy sleg, ek wil met jou niks te doen hê nie. Oordeel hierdie judgment, die Griekse woordjie is krites, wat ons woord krities van vandaan kom. Dit beteken, jy onderskei tussen die kwaad en die reg wat hy doen. Of jy erken die verkeerd wat hy doen. Jy kan nie dit wat hy verkeerd doen goed praat nie. Dis die betekenis daarvan. Okay, so verstaan julle nou hierdie ding van oorgee aan die mag van Satan? Goed, nou wanneer iemand leef volgens die vlees, dis met ander woorde, dis hoe my mening is, dis hoe ek dink, of dis hoe ek voel. Die teenoorgestelde is leef volgens die Heilige Gees. Alright. Dan is hy gehoorsaam aan die sondige natuur. Kom ons blaai na Romeine 6 toe. Hy sê dit vir ons baie, baie mooi hierso. Romeine 6, vers 16 en vers 20 gaan ek vir jou lees. Vers 16. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, en hy praat hier van die sondige natuur, beteken dit vir julle die dood, die verderf, die destruction. As dit gehoorsaam aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. En dis waar ons volgende week daai deeltjie gaan doen. Vers 20. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie. Onthou julle wat ek vir julle net maar gesê het van die verlore seun? Hy
het op die ou end toe hy in die vakhok sit, toe sê hy, ek wil teruggaan na my pa toe en ek gaan weer soos een van sy slawe word. Wat is 'n slaaf? 'n Slaaf is iemand, en ek het dit al vir julle mooi vertel, as die eienaar van 'n slaaf vir hom sê, ek wil môreoggend 3 uur byk in 'n X hê, dan moet hy 2 uur opstaan om te sorg dat daar 3 uur byk in 'n X hê. Hy kan nie vir sy baas sê, of vir sy eienaar sê, luister, ek wil dit eers 6 uur vir jou bring nie. 'n Slaaf is absoluut gehoorsaam aan sy eienaar. Nou van wie is ek en jy 'n slaaf? Van ons sondige natuur of van die Here? Dis waaroor dit hier gaan. Kom ons lees ook die volgende versie daar op jou aantekening, Galasië 6 vers 8. Hy sê dit ook so baie mooi. Galasië 6 vers 8. Wie op die akker van sy sondige natuur saai? Mense, wanneer saai ons op die akker van ons sondige natuur? Dis wanneer jy literatuur lees, wêrelds. Wanneer jy pornografie kyk, wanneer jy sekulêre boeke lees, wanneer jy na mense se raad luister, wat vir jou sekulêre raad gee, na sielkundiges luister, wat vir jou sekulêre raad gee, na selfs predikante luister. Ek het al hoeveel mense hier gehad wat by my gekom het en gesê, die predikant het gesê, ons moet dit en dit doen, dan is dit so ver weg van die Bybel af, soos wat kan wees. Wanneer jy op die akker van die sondige natuur saai, dan voed jy jou vlees, jou sondige natuur, met dinge wat buite die woord is. Ok? Maar hy sê, en dan sal hy van die sondige natuur dood, waarvan het ons nou gepraat? Dood, nie fisiese dood nie, en verderf. Kyk, hier so staan dit in die Bybel, en verderf oes. Presies dit wat ons gesê het. Hel op aarde. Hel op aarde. Ek kyk so af en toe vir Dr. Phil. Gister was daar 'n ou op. Hy's 2 jaar, hy is toch as baie wysheid daar. Hy's 'n Christen, ek het hom gehoor praat op Klap 700. Daar's 'n ou wat 2,5 jaar getroud is. En hy het 'n verhouding, wel het nie 'n verhouding nie, maar hy het 'n intieme, seksuele verhouding, of wat ook nie verhouding nie, maar so 'n paar keer. Dan is hy by hy is seker so in sy, ek weet nie hoe oud hy is seker so by die 30, hulle het nie gesê wat sy ouderdom is nie. Maar hy klim in die bed saam met 'n 15-jarige meisiekie. En sy bewering is, of sy verskoning is, verweer is, dat hy was in Afghanistan in die oorlog, en daar het hy met pornografie te doen gekry, en nou het hierdie pornografie so 'n houvas op hom, hy kan nie anders nie. Hy het geen beheer daaroor nie. En in elk geval, hierdie meisiekie loop met kort minirokkies. Mense, weet julle wat? Hy maak die keuse. Hy maak die keuse. Dit is so, dat hy het sy sondige natuur gevoed met die pornografie. Dit is so, ja. Maar daar is ook 'n oplossing voor. Daarvoor het Jesus ook gesterf aan die kruis. Kom ons kyk na die volgende. Okay, so die een manier is, hoe ek en jy dood of verderf hier beleef, wanneer ons op Hebreëpad is, ons leef volgens die vlees. En die volgende ene is 'n vyand van die kruis wees. Kom ons blaai na Filippense 3 toe. Filippense 3 vers 18 en 19. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. En weer eens Paulus praat hier met broers, kyk daar so vers 17. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Wat beteken dit om 'n vyand van die kruis te wees? Die versie wat ek vir jou daar in hakies het, is Galasiërs 2 vers 21, en ek gaan dit gou vir jou lees. Galasiërs 2 vers 21 sê, ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan, dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken, dat Christus
verniet gesterwe het. En dis wat mense basies doen as hulle sê en leef asof hulle nog onder die wet is. Christus het vir my verniet gesterwe. Want dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is hy het volgens Galasiërs 3 vers 23 en 24 was ons onder die toesig van die wet totdat Christus gekom het. Christus het die wet kom in vervulling bring. Goed, so ons is nie meer onder die wet nie. Want as jy onder die wet is, dan beteken dit, jy volg 'n klomp wettiese, godsdienstige reëls, en daarvolgens leef jy, en elke keer as jy een van hulle oortree, volgens Jakobus 2 vers 10, is jy skuldig aan al die wette. Maar as jy weet wat die kruis vir jou beteken, die kruis beteken, kom ons noem 'n paar voorbeelde, jy is vry van die wet. En as jy vry is van die wet, wat is jy dan? Onder die genade. Jy kan nie onder die wet en onder die genade wees, jy is of die ene of die ander ene. En jy is ook onder die gees. Romeine 7 vers 6 sê dit vir ons duidelik. Jy is of onder die wet, of jy is onder die gees. Want die wet bepaal vir jou, dit doen jy en dit doen jy nie, of die Heilige Gees sê vir jou, dit doen jy en dit doen jy nie. Alright? Nog een ding wat die kruis vir ons sê. Volgens Romeine 1 vers 18 sê, die boodskap van die kruis is onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons is dit die krag van God. Van watter krag praat hy hier? Krag om in oorwinning te leef. Oorwinning oor my sondige natuur. My sondige natuur beheer nie my lewe nie. Want die krag, die goddelike krag van Jesus se opstanding, daai opstandingskrag, maak van my meer as 'n oorwinnaar. Ek laat nie toe dat die wêreld my voorskryf nie. Ek oorwin die wêreld en die wêreld se manier van doen as gevolg van die opstandingskrag van Jesus wat met die kruis vir my moontlik gemaak is. Alright? Nog iets wat die kruis vir my gedoen het, en as ek dit nie glo nie, dan is ek 'n vyand van die kruis, en dit is dat al my sondes totaal en al uitgewis is. Volgens Kolossense 2 vers 14. Dat die skuldbewys met al die eise teen my is uitgewis en teen die kruis vasgespijker. As ek en jy nog glo, ons is skuldig aan sondaar, as 'n sondaar. En die Here kan my nie vergewe vir hierdie sondes wat ek tog nou weer gedoen het vandag nie. Dan is jy 'n vyand van die kruis. Hoekom sal jy verderf en dood beleef? Want dan sit jy met 'n klomp skuldgevoelens. En as jy 'n klomp skuldgevoelens het, dan gebeur dit wat in 1 Johannes 3 vers 19 tot 21 sê, jy kan met geen vrymoedigheid na God toe gaan nie. Jy kan nie 'n verhouding met hom hê nie. En ek en jy kan net 'n ewige lewe, 'n koninkrykslewe hier op aarde hê, wanneer ons 'n intieme verhouding en 'n vrymoedigheid het om na die genade troon toe te gaan. Maar wanneer jy sit met skuldgevoelens, jy glo nie in jou vergifnis nie, dan kan jy dit nie beleef nie. Okay? Nog iets wat Kolossense 2 vers 15 ook sê, is dat deur die kruisiging is die bose magte ontwapen. So met ander woorde, Satan het geen houvas op jou nie. Die enigste manier hoe hy kan kom invoeter in jou lewe is dat jy vir hom reg gee. Enigste manier. Maar daar's nie 'n manier dat Satan kan sê, nou ek het beheer oor jou nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Nie hy kom verslind ons nie. Hy moet kyk wie hy kan verslind. En wanneer ek buite die wil is van die Here is en op die breë pad loop en in die duisternis, na die duisternis se kant toe gaan, dan is ek vir hom 'n prooi, ja. Wat sê Jakobus 4 vers 7? Onderwerp julle aan God, wat beteken dit? Ek doen sy wil. Onderwerp julle aan God, staan die duiwel teë en hy sal van jou af wegvlug. So waar lê die probleem? By onderwerp julle aan God. Doen wat sy wil is. Leef volgens sy woord beginsels. Mense, hierdie woord is ons lewensmanual.
Goed, ek wil hê graag vir jou na nog 'n vers toe vat, hier oor die vyand van die kruis, want dit is 'n verskriklike belangrike punt, 1 Korintiërs 11. Ek dink soveel kinders van die Here is skuldig aan hierdie ene. Weet jy, wanneer is jy ook 'n vyand van die kruis? Of bring jy 'n oordeel oor jouself dat jy 'n lewe van verderf het? Is wanneer jy die nagmaal op 'n ongepaste wyse gebruik. Hierdie stukkie in die kerk, ek is jammer om dit te sê, is heeltemal uit verband uitgeraak. Hierdie stukkie is gebruik om mense te laat skuldig voel. Ek gaan vir jou hierdie stukkie verduidelik soos wat hy beteken. 1 Korintiërs 11 vers 27, ja? Wie sê iets? 1 Korintiërs 11 vers 27. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy die brood eet en uit die beker drink. En dan het mense gesê, jy moet nou jou sondes ondersoek. Weet julle daarvan? Dis glad nie wat hy hier bedoel nie. Hy sê, want hy wat eet, en dis wat jy moet ondersoek, want hy wat eet en drink, sonder om te besef, dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. So met ander woorde, wanneer jy daai stukkie brood eet, en dis maar net 'n ou lekker stukkie brood wat ek nou eet, want ek het vanoggend nie breakfast gehad nie, en jy vat daai beker, en jy drink hom, en ag, dis nou 'n bietjie jou wyn vir die week, of wat ook al, of jy dink nie eers aan wat dit is, jy dink aan daai tannie se hoed wat te groot is, en daai oomie wat weer met 'n ander vrou in die kerk is, of wat ook al, dan gebruik jy nagmaal op 'n ongepaste wyse. Maar jy moet, wanneer jy daai brood in jou mond sit, moet jy sê, dankie Jesus, dat u liggaam stikkend geslaan was, sodat ek gesond kan wees. En wanneer jy daai beker drink, moet jy sê, dankie Jesus, dat hierdie u bloed is, wat al my sondes gewis het, sodat ek volkome gereinig en geheilig voor u kan kom staan. Dis die ondersoek wat jy moet instel. En kyk hierso wat hy gaan verder hierso sê. Hy sê daarom, omdat mense dit op 'n ongepaste wyse gebruik, daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. Hoekom mense? Want Jesus se liggaam is stikkend geslaan, sodat ek nie hoef siek te wees nie. En nagmaal is 'n geleentheid, wat ek vir die Here kan dankie sê, dat ek kan gesond wees. En dis hoekom die praktiese raad wat ek vir jou wil gee, as jy enige siekte toestand het, gaan gebruik nagmaal, en elke keer as jy daai brood in jou mond sit, dan sê jy, dankie Jesus, onthou die Here se liggaam is 39 houe het hy gekry, geslaan, en volgens die mediese, al die siektes wat daar is in 39 kategorieë ingedeel, het jy dit geweet? Daar is so 'n boek geskryf deur 'n Amerikaanse Christendokter. Die hele doel daarvan is dat ons nie moet siek wees nie. Want deur sy wonde is ons genees. Okay? En dan gaan hy hier verder en sê, as ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig. Nou weer eens, nou dink mense, aha, jy sien, nou bring die Here die siekte oor jou. Nee, wat beteken tuigtig? Hy kom herinner jou aan die woord. Hy kom leer jou, hy kom lei jou op. So wat hy doen, is dat wanneer jy die nagmaal verkeerd gebruik, dan sê die Heilige Gees, weet jy waaroor dit gaan? Maar nou is jy so ingestel op die tannie se hoed, of die een wat alweer 'n nuwe rok aan het, en jy dink nie aan wat jy besig is om te doen nie. Okay? So dis waaroor hierdie stuk ook gaan. Ek en jy moet nie 'n vyand van die kruis wees nie. Alles wat Jesus gedoen het aan die kruis, en mense, ek het al hoeveel keer Bybelstudie daaroor gehou. Want dit is vir my verskriklik belangrik, dat mense moet weet, wat die funksie en die doel was, van Jesus se kruisiging. Dis die grootste liefdesdaad, met 'n doel vir elkeen van ons wat hierso sit. En as jy nie besef, wat die betekenis daarvan vir jou is, mis jy uit. En is daar 'n loss of well-being vir jou, omdat jy nie weet waaroor dit gaan nie.
Alright, kom ons kyk na die volgende een hier. Nie geloofsvertroue nie. Kom ons blaai na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10 vers 38 en 39. Vers 38 sê, en wie deur my vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Perish, destruction. Nee, ons glo en ons sal lewe. Wat beteken dit hierdie hele stukkie? Hierdie terugduin storie. Alright, kom ons sê dit gou-gou. Hy praat hier van geloofsvertroue. Ek wil daai woord in 2 deel. Die een is geloof en die ander een is vertroue. Wanneer ek en jy vir Jesus Christus aanneem, omdat ons geloof in hom het. Ek glo, Jesus is my verlosser en saligmaker, en as gevolg van my geloof in hom, word ek 'n vrygespreekte. I'm righteous. Ek word 'n gelowige. Stem julle? Maar weet jy wat? Dis nie waar dit eindig nie. Wat my koninkrykslewe, my lewe in oorvloed hier bepaal, is of ek in vertroue lewe in dit wat ek glo. Of veronderstel is om te glo. Byvoorbeeld, Jesus is my bron, ek glo dit. Nou is ek in finansiële moeilikheid. Het ek nou vertroue dat hy gaan voorsien as my bron? Ek glo in hom as my bron, maar jy moet vertrou dat hy die mag het om te doen wat hy beloof het. Net soos wat Abraham gesê het in Romeine 4 vers 19 en 20 tot 21. Ook al was Saraikie te oud om te kan swanger raak en 'n kind in die wêreld bring. Ook al lyk jou omstandighede na nag. Ook al het jou man 'n love affair met iemand vir 2 jaar al en hy sê hy haat jou. Moet jy nog vertroue hê dat God jou huwelik kan herstel. Ook al lyk dit asof jou besigheid ten gronde gegaan het klaar, moet jy nog vertroue hê en glo dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Gaan lees daar Romeine 4, dis presies wat in Abraham gebeur het. En hy is die vader van ons geloof. En dis waaroor hierdie hele stukkie gaan hierso. Hy sê, maar as ons terugdeins, weet julle wat is terugdeins? Terugdeins is basies niks anders as twyfel nie. Twyfel, ek twyfel. Ek glo nie die Here wil dit vir my doen nie. Ek glo nie die Here wil dit vir my nou doen nie. Wat jou redenasie ook al is. Twyfel. Twyfel, twyfel, twyfel. Mense onthou, dis die een ding wat die Here sê wat hom behaag. Dis die enigste ding wat hom behaag van my en van jou. En ek glo dis ook die enigste ding waaroor ons sal moet rekenskap gee. Behalwe die ligsinnige woorde ding, dit verstaan ek nog heeltemal nie. Want dit staan in Hebreërs 11 vers 6. Enigste ding wat God behaag, is dat jy in hom glo. Nie in hom glo as verlosser nie, maar glo, geloof het, vertroue het in dit wat hy vir ons sê in sy woord. Wanneer ek en jy terugdeins, dis wanneer ons nie doen wat in Hebreërs 10 vers 35 en 36 sê nie. Kom ons lees gou daar. Vers 35 sê, julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. So wanneer gaan jy beloning kry? Wanneer jou geloofsvertroue jy dit nie prysgee nie. Wanneer jy nie twyfel nie. Wanneer jy nie gaan twyfel nie. Ek sê nou verkeerd.
Jy moet nooit by die punt uitkom van twyfel nie. Jy moet volhard. Nou is die volgende vers sê, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Kom ons vat weer Abraham en Sarah se voorbeeld. Jy wil 'n baba hê en jy kan nie swanger word nie. Nou elke geleentheid waar daar dalk 'n teken moes gewees het, en dan wag jy vir daai teken. Jy wag vir daai teken. En as die tekens nie daar is, dan sê jy, nee, dit gaan seker nie gebeur nie. Ons sal maar weer volgende maand probeer. Miskien moet ek na 'n ander dokter toe gaan. Miskien moet ek nou op hierdie metode probeer. Jy sien, jy maak eie plannetjies. Maar as jy weet dat dit God se wil is dat jy 'n baba moet hê so Sarah, maak nie saak hoe oud jy is nie. Maak nie saak of die dokters gesê het, jou baarmoeder sal nooit 'n baba kan dra nie. Dan sê jy, of die tekens daar is en of die tekens nie daar is nie. Al wat in jou gedagtes is ek gaan 'n baba hê. Dankie Jesus vir hierdie baba. Dankie Here dat U die belofte gaan waar word dat ek 'n kind in die wêreld gaan bring. Dis al wat jy praat. Daar's nie van, ja, maar miskien so, en jy weet, dalk is dit eers volgende jaar nie. Dis alles twyfel. OK? Julle die begrip hierso? Kom ons kyk gou na die voorbeeld wat hy hier gee in 1 Timoteus 6. Hier gaan dit spesifiek oor finansies. 1 Timoteus 6 vers 9 en vers 10, hy sê, maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Jy sien, wanneer ons van die geloof afdwaal, en dan jaag ons geld na. Hoe jaag mense geld na? Hulle maak hulle eie plannetjies. Maak hulle eie plannetjies en hulle wil gaan dobbel en hulle doen korrupte goeders en hulle is oneerlik en hulle doen allerlei skelm goeders, want hulle soek geld en hulle wil dit op hulle eie manier doen. In plaas van om te glo wat die Here gesê het. Dis die seën van die Here wat ryk maak. Weet jy, jy is nie geseënd as jy ryk is nie. Jy is ryk omdat jy geseënd is. Daar's 'n verskil. Almal van ons is geseënd. Almal van ons geseënd. En deel van daai seën is finansies. Deel van die genade van God is finansies. Het julle dit geweet? Dit staan in 2 Korintiërs 9. Kom ek blaai gou vir jou soontoe. Ek weet nie hoekom ek nou hier dit noem nie, maar kom ek noem dit nou terwyl ek nou daaraan dink. 2 Korintiërs 8 vers 9, ekskuus. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Is julle almal onder God se genade? OK, kyk wat is deel van sy genade. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Dis deel van sy genade. Dis deel van die ster van die kruis. Goed, kom ons kyk na ons laaste voorbeeld. Die hele stuk in 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3 van vers 2 tot 8. Hierdie gaan alles oor die mense sal selfsugtig wees, die mense sal geldgierig wees, die mense sal grootpraterige verwaand wees. Mense, wanneer iemand selfsugtig is, leef hy volgens die wil van die Here en volgens die woord? Nee, want wat sê die woord? Ons moet ander se belange hoër ag as onsself. Filippense 3 vers 2. Onthou julle dit? Nee, 2 vers 3, ekskuus. Filippense 2 vers 3 sê dit. Geldgierigheid, ons weet, dit is nie die wil van die Here nie, nee. Grootpraterige verwaand. Weer eens die I, me en myself. Beledigend teenoor hulle medemense. Al daai dinge. Dit is die gevolg van dit wat in vers 8 staan. Mense verset hulle teen die waarheid.
Ek wil nie hoor die Bybel sê, ek moet iemand vergewe nie. Ek wil dit nie doen nie, want ek sit met hierdie bitterheid, ek sal hom nie vergewe nie. Maak nie saak, ook al sê die Bybel, jy moet elke persoon 70 maal 7 keer vergewe nie. Nie net, jy gaan hom vergewe as hy gaan ophou doen wat hy doen nie. Ons is vergewe, ons partykeer, so ons dan sal ek hom vergewe. Nee, ook al doen hy nog 70 keer hy selfde ding, gaan jy hom vergewe, elke keer. Dis 'n bietjie 'n toffie om te kou. Maar sê hierdie mense wat so is, hulle verset hulle teen die waarheid, hulle is in die verstand verward. Mense, wanneer is ons in ons verstand verward? Juis wanneer ons op die sondige natuur saai. Wanneer ons boeke lees, 'n geselskap sit van mense en dinge lees en dinge hoor en insaai in ons lewe het, wat nie volgens die woord is nie. Dan is ons verwag, is dit nou wat die Here wil hê, of is dit nou meer die moderne manier van doen? Is dit nou, hoe dit nou deesdae werk? Jy's verwag, is dit nou sis, of is dit nou so? En verder gaan hy hier aan en hy sê, hulle is in die geloof 'n mislukking. Dit beteken maar net hulle glo nie dit wat die woord sê nie. Hoekom nie? Want kyk hierso by hoofstuk 4 vers 3, daar sal 'n tyd kom wanneer hierdie selfde mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Waaroor gaan dit alles? Hierdie mense het die uiterlike skyn van die godsdienstmense onthou. Hulle doen al die regte dinge. Hulle sit nie elke Sondag in die kerk. Hulle doen al die goeie goed. Die uiterlike skyn van die godsdienst. Maar dis wanneer jy hoor van hierdie groot ou kerkman of gelowige, hy het 'n drankprobleem, of hy slaan sy vrou, of hy het geen verhouding met sy kinders nie. Sulke goed gebeur. Mense verset hulle teen die waarheid. Ek het na 'n praatjie geluister van 'n baie bekende vrou, wat ek dink baie van julle ook al na geluister het, wat praat oor die huwelik, en sy sê baie wonderlike goed, maar sy begin haar storie deur die hele ding van onderdanigheid verwerp sy. Sy sê, ek weier om my te onderwerp aan my man. En nou kom sy met so 'n draai, nou sê sy daai ding van, dat die vrou gemaak is as helper, beteken eintlik, jy sy warrior. Ek weet nie waar kry sy dit, sy sê iemand het dit vir haar gesê. Nee, daar dop sy die toets. Dis een van die beginsels, of jy dit nou like of nie. Die Bybel sê, jy moet aan jou man onderdanig wees. Die Bybel sê, jy moet aan jou man eerbied betoon. En die Bybel sê, julle manne, julle moet julle vrouens lief hê. Amen. Dan gebeur dit vanself. Dit gaan nie oor, jy weet, dis nuwe tye. Ons lewe in die 20ste eeu en nou word dinge anders gedoen nie. Ek het al mense gekry wat vir my gesê het, maar jy's verskriklik oudtyds om nog in hierdie goed te glo. Jy kan dit doen wat jy wil, maar mense, dis die waarheid. Dis die woord. Of ek daarvan hou of nie. Dis die waarheid. En wat sê die Here vir ons? Wanneer ons op die breë pad loop en nie op die smal pad wat die riglyne van die woord is nie, dan het ek en jy 'n lewe wat ons eintlik vermogs. Ons mis uit. Wat kies jy? Volgende week, ja, jy kan maar stop. Volgende week gaan ons kyk na die, as ek en jy die smal pad loop.